lekker om vanoggend hier by mekaar te wees. Welkom van my kant af ook. Dit is 'n lekker naweek hier saam met al die jong mense gewees en ons is nou al in week 3 van ons Tabasco reeks, as jy dit kan glo. En in ons Tabasco reeks, al wat ons besig is om te sê is, daar's mos woorde, ek weet nie of jy groot geword het soos ek nie, waar as jy sekere goed gesê het, dan jou ouers vir jou gesê gaan, weet, gaan peper op jou mond gooi, of gaan brandsous op jou mond gooi, nee, enige van, julle kan saam, julle ouers sê so, nou hier is die ding, nee, mamas, papas, jy kan nie jok as jou tiener so sê nie, nee, so hierdie is een van daai waar die waarheid maar spoel in die kerk. Nee, ons ouers sê soms dit, ek het die storie gedeel van my pre-primêr, wat kan onthou, juffrou gesê het, ek moet my tong moet seep gaan was, want ek het iets gesê wat ek nie moes nie. Net so, as Christene, as gelowiges, is daar goed wat ons nie moet sê nie. Daar's dinge wat nie oor ons lippe en oor ons mond moet gaan nie. En ons moet onsself soms herinner wat daardie goeders is. En vandag gesels ons oor 'n lekker een. Ons praat vandag oor leuns. Ons praat vandag oor jok. Nou steek jy jou hand op as jy saamstem, jy moenie jok nie. Ons kan huis toe gaan. Ek voel punt is gemaak, nee. Baie dankie julle, dis gebedskamer, nee, ek maak 'n grappie. Ons praat oor jok, en jok is 'n interessante ene, want wanneer ons praat oor jok, wanneer ons praat oor leuns, dis iets wat so obvious vir almal van ons is, as jy moenie jokkie. En dis iets wat ons vir al ons kinders leer, en vir jou tiener leer by die huis, en dis iets wat jy vasmaak, maar jok het so 'n manier van ingly in plekke in jou lewe in. Ek wil begin om 'n paar skrifverse te lees. Die eerste een daarvan, Johannes 14 vers 6, en dit begin en dit sê, Jesus sê vir hom, ek is die weg, en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus is die waarheid. Jesus is egtheid. Jesus staan dan reg teenoor leuns. Ons weet dit, want as ons bietjie vroeër Johannes 8 vers 44 lees, dan lees ons daar oor die duiwel, en dit sê, julle is kinders van die duiwel. Nie julle nie, dit is so uit die Bybel uit wat ons gaan. Julle is kinders van die duiwel, hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leenaar en die vader van leuns. En ons sien baie duidelik word hier neergesit, 2 pole, een van waarheid en een van leuns. En dit is vir ons baie duidelik as ons hom lees, dat daar 'n kant is van waarheid en van leuns, maar wat ons nou interessant doen in ons mensdom, in plaas van om 2 pole te maak van waarheid en leuns, het ons soort van 'n glyskaal aan waarheid en leuns gesit. Daar's goeters wat waarheid is, né? So kom ons sê hierdie kant waarheid, daar's goeters wat heeltemal waar is, en dan is daar goeters wat leuns is, en ons het in ons kop vir onsself ooreed, dat daar's 'n plek in die middel waar ek bietjie kan jok, maar solank ek meer waarheid as jok is my kop deur. Ons het onsself begin ooreed dat daar plekke is waar leuns mag wees. Dat daar plekke is waar ek iets kan vertel en iets kan sê en dis okay. En hierdie glyskaal wat ons daar het raak baie moeilik, want hy raak so vinnige grys area waar gewoontes vasgemaak word wat nooit moet plek hê in 'n Christen se hartie. Ek wil jou kop so 'n bietjie draai en sê, ek dink nie daai is moontlik nie. Ek dink nie dis moontlik dat daar 'n glyskaal is waar iets waarheid is, en dan sê hy net nie waarheid nie, maar hy's nog okay om te sê, ek dink ons moet eerder aan dit so dink, daar's 2 spanne, en jy kies wat is die jersie van jou span wat jy aantrek, wat is jou span se trui wat jy aan het, en jy kan sien as 'n ou die regte trui dra, né? Jy weet as 'n man die trui dra wat hy moet dra. Daai ou gaan nie kan wegkruip daarso in die crowd en sê, nee, ek is nie van daai span nie, want hy het 'n trui aangetrek, wat hom identifiseer saam met 'n span. Net so het ek en jy die keuse, om 'n trui aan te trek van waarheid, of 'n trui aan te trek van leuns. En te sê, wat se een van hierdie 2 spanne, is ek besig om te ondersteun. En elkeen van ons word dan genooi, om te sê, as Mishudai, hierdie gemeente, ons is missie mense wat die missie van God uitleef, oral waar ons gaan. Kom ons dra die trui van ons God van waarheid.
van die Here Jesus wat net waarheid en weg en lewe is. Kom ons word nie eers geïdentifiseer saam met iemand anders as wat God is nie. As ons lees in Efesiërs 4 vers 25 sê dit, daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word kwaad, maar moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Wat vir ons duidelik word hier, is ons word geroep in waarheid in, uit leuns uit in waarheid in, maar dit sê nie dat als dan maanskyn en rose gaan wees nie. Dit sê nie dat als goed gaan wees, dat als gaan gebeur net soos wat dit moes nie. Daar's nog steeds oomblikke van kwaad. Die skrif sê dan, word kwaad, maar moenie sondig nie. Dit sal nie sin maak as ons nie mag kwaad maak nie, maar die Bybel sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Dit sê selfs wanneer ons kwaad is, wat is die trui wat jy aan het? Wat is die span wat jy verteenwoordig? Ek weet nie van jou nie, my hoërskool het kleredrag gehad wat almal mos nou moet draai. Jy het jou baadjie en jy het jou blazer en jou hemp en als en jy het jou skoene is mooi en jou hemp is ingesteek, want wanneer jy buite die skool is, verteenwoordig jy nog 'n skool selfs wanneer jy nie daar is nie. Ons was gereeld gesê in saalbyeenkomste, moenie met jou skoolklere sulke dinge gaan doen nie. Moenie met jou skoolklere stap en rook nie, moenie met jou skoolklere moeilikheid aanvang nie. Hoekom nie? Want selfs buite die skool, as jy daai wapen aan het, verteenwoordig jy iets groter as net jouself. Jy's besig om 'n span te verteenwoordig oral waar jy gaan. Net so ons. Wanneer ons uit hierdie kerk uitstap en ons gaan na ons werkplekke toe, ons gaan in 'n restaurant om te gaan uit eet, of ons is in die winkel of ons braai saam met vriende, daar's nie 'n plek vir ons om ons Jesus jersey uit te trek nie. Ons het onsself geïdentifiseer saam met hierdie span. Daarom moet ons woorde en ons optrede in lyn wees met hom en nie met leuns nie. Nou, die probleem met leuns is, die wêreld het dit so maklik gemaak om te begin lieg. Om klein leuns hier en daar in te glip, het so maklik geword, en dikwels begin ons selfs dink, weet jy wat, almal jok, so ek kan net so 1 of 2 van hierdie goeters ingly, maar die probleem is, leuns is iets wat so vinnige gewoonte raak, en dit gebeur op klomp plekke, partykeer is leuns ek wat oordryf, die man het 'n visvang naweek wat omkom, né? En dan gaan hulle terugkom na die huis toe, en dan gaan hulle sê, hoe groot is die vis wat jy gevang het? Ken julle daai ou storie, was eintlik seker maar 'n grappie, van 'n ou wat hy stap in die bar in, hy sê hy het so groot vis gevang. Dan vra hulle vir bewyse, dan sê hy niks, nee, hy het niks, die lyn het gebreek of iets. Volgende dag stap hy en sê hy het so groot vis gevang. En die ouens begin so 'n bietjie frustreerd raak, is duidelik dat hy jok, en daar sit so 'n polisieman daar, en hy begin ook ontstel raak met hierdie ou wat aangaan, en die volgende dag kom hy sê, hy het so groot vis gevang, en hy gryp hom daar, en hy boei die ou se hande vas, en toe die ou so sit, toe sê hy, die oog van daai vis was seker so groot, né? As liege gewoonte geraak het in jou lewe, dan is dit iets wat jy net oral begin inwerk. Jy weet, oordryf is iets wat maklik is. Ons vertel daai maklike wit leentjies, wat vir ons voel asof hy geen gewig dra nie. Ons verdraai soms stories. Ons sê soms iets en dan verstaan die mense ons nie reg nie, en ons sê net, alright, as hierdie die nuwe gang van die storie is, dan is dit nou maar waarheen ons op pad is, en stadig maar seker raak hierdie leuns net 'n gewoonte waar jy gaan. En yes, dit raak uitputtend om 'n leuen te lewe. Om iets te sê en jy moet aangaan en aangaan met daai storie. Jy moet aangaan om te wees dit wat daai storie is, want jy is nou op hierdie pad. En die groot probleem is, leuns het 'n geestelike impak tussen jou en ander, en tussen jou en God. As ons 'n God dien wat waarheid is, hoe kan ons verwag dat leuns ons nader aan hom bring? Inteendeel, as die vyand die vader van leuns is, hoe kan ons verwag dat leuns iets is wat in die wandel van 'n goddelike mens is? Leuen bou 'n muur tussen ons en mense. Leuns bring wantroue tussen ons en die mense rondom ons. Soos dit vir ons so duidelik is, en hierdie goeters is nie nuus vir jou nie. Jou ouers het nou al vir jou dit geleer vanaf jy baie jonk is. Hoekom is ons nog steeds besig om so te jok? Hoe het leuns 'n manier gekry om in ons samelewing in te kom? Ek dink baie keer is daar vrees vir gevolge.
wat maak dat ons so 'n klein bietjie jok, né? As jy ooit op die selfoon gepraat het en jy word afgetrek vir op die selfoon praat, dan die eerste ding wat in jou kop is ek wonder of hy my dalk gesien het. Gaan ek kan wegkom met hierdie ding? Het julle al gesien hoeveel mense trek hulle veiligheidsgordel aan eers as hulle verby 'n speedkop ry, né? Hoeveel mense ry in die pad, dan ry almal vinnig en dan sien hulle die geel boks daarvoor, dan ry almal weer stadig. En as die geel boks verby is, dan ry almal dan weer vinnig. Ons het so 'n manier gekry van dit normaal maak om voor te gee op plekke en net die waarheid te handhaaf nie. Leuns lei na manipulasie van mense. Leuns lei na jy wat die narratief wil verander. Leuns lei na sonde. Want as ek kan wegkom met hierdie, as ek so kan aanhou om die storie te draai in my guns, wat dalk anders ook. Ons moet besef dat ons lieg wanneer ons dink dat die waarheid nie goed genoeg is nie. Of dat ons bang is vir die gevolge en ons lieg totdat dit 'n gewoonte raak. Dan begin dit net iets wees wat oral daar is. En dit breek en dit vernietig verhoudings, dit vernietig aan ons eie menswees, want dit bring hierdie skuldgevoelens oral waar dit gaan, dit breek aan verhoudings en dit breek aan ons selfbeeld. So hoekom, as dit so obvious is dit iets wat ons toelaat om hier en daar in te werk? Ek dink wat ons begin doen het, is ons het groot goeders gevat, né? En ons het dit probeer om bite-size te maak in ons lewens. En deur dit het ons dieselfde gedoen met leuns. Leuns is hierdie groot ding en ons het gesê, as ek dit bite-size kan maak, dan kan ek wegkom daarmee. Ek wil gou vir julle 'n fotootjie opsit van net hier op die bord en ek wil vir jou vra, wat is hierdie groen ding? Dit is 'n housepipe, is 'n tuinslang, né? En hy lyk skadeloos daar. Ek weet, daar's mense wat stukke housepipe afsny, of veral housepipes, en dan gee hulle dit vir die honde om mee te speel, of hulle sit 'n tou deur dit, en dan trek hulle met dit, want as ek sê, hierdie is net 'n stukkie hiervan, dan voel 'n housepipe vir iets wat ek vir 'n hond kan gee. Hy kan speel om mee, en hy kan tyd spandeer, maar as hy kyk na 'n housepipe, hierdie hond nou, en hy besef nie dat hierdie net 'n begin is nie, maar iets groot is, weet julle wat gebeur? Speel gou daai videoetjie daar, dan eindig die hond so op. Hierdie is 'n hond wat met die housepipe gaan speel het, en hy het gekom op 'n plek waar hy gespeel het, en toe vassit in dit, en kyk gou hoe jammer kry hy homself. Want nou is hy vas. Hierdie ding het hom vasgevang, hy kan nie uit nie, hy kan nie self uit nie, hy vra vir hulp, hy sê, "Jesus, iemand groter, sterker en slimmer as ek, gaan my moet kom help, want die ding het my vas hier waar ek is." En ek dink met leuns, baie keer sit ons op dieselfde plek, waar ons kyk na 'n stukkie van dit, en ons sê, ek dink ek kan met hierdie stukkie wegkom. Hierdie is okay, ons dink amper nie eers 2 keer daaraan nie. En dan begin die storie groei, en die gewoonte begin groei, en ergens kry jy jouself op 'n plek waar leuns so deel geword het van verhoudings, van werkplekke, van huwelike, saam met ons kinders, dat ons vasgevang is in hierdie ding, en ons sê, iemand gaan my moet help om hier uit te kom. Want ek is vasgebind in hierdie leuns. Hierdie storie hou my 100% vas. En dan raak leuns so 'n moeilike ding. Ons moet besef, dat die enigste ding wat ons weg van leuns af kan bring, is sy teenpool wat die waarheid is. Jesus het lank teruggekom, om iets te kom doen hierso. Jesus, die weg, die waarheid en die lewe het gekom, sodat daar 'n ander uitweg kan wees, vir leuns in ons elke daagse lewe. Jesus, die waarheid wat dit teenstaan, kom en hy kom herbou vertroue in mensdom en in mense. Sien, wanneer ons besig is met leuns, is ons besig om onsself vas te vang in skuld en slegte gevoelens, maar God het gekom. Jesus kom, hy gaan dood aan die kruis, sodat daar verlossing van skuld kan wees. Verlossing van hierdie slegte gevoelens, van skaamte en van vrees kan wees, en dat waarheid kan heers in ons elke daagse lewe. Jesus kom, en hy kom maak 'n ander manier van lewe moontlik. Hierdie koning kom nooi ons in 'n ander manier van lewe in. Johannes 16 vers 13 sê, maar wanneer hy kom, hy, Jesus kom, die gees van die waarheid,
sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself uitpraat nie, maar hy sal net sê wat hy gehoor het, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Wanneer Jesus kom, sal ons uit waarheid gelei word. So as ons kyk na die toekoms, 'n fantastiese dag saam met die Here terug hier op aarde, wanneer ons weer kan wandel saam met God soos wat ons in die tuin gedoen het waarvoor mense geskape is, dan is ons in volle waarheid. So as dit is waartoe ons op pad is, dan kan ons nie leuns hê as 'n gedeelte van daai beeld nie. As jy met Christus leef, leef jy met integriteit. Vriende, ek verstaan, hierdie is nie iets wat perfek is nie. Niemand van ons is perfek nie. Maar ons het nodig om in eerlikheid en opregtheid te kan leef. En nie toe te laat dat leuns kan wegvat van dit nie. Ons het besef dat ons dra Jesus rond oral waar ons gaan. En wanneer ons Jesus ronddra, beteken dit dat ons verteenwoordig hom en ons kan nie God verteenwoordig met leuns nie. Daar's geen leuen groot genoeg of reg wat God kan verteenwoordig vir wie hy is nie, want hy is 'n God van waarheid. En 'n ontmoeting met hom is een wat leuns doodmaak. Daar's 'n fantastiese verhaal uit die Bybel. En terwyl ons besig is daarmee, gaan ek die beleefspan so lank bietjie vorentoe nooi en die band so lank vorentoe nooi. Dit is Maleagi 3 wat daar is. En ek gaan nou gou 'n stukkie net uit hom uitlees en dan wil ek 'n verhaal vir julle vertel. Dit lees Maleagi 3 vers 2 en 3 sê: Wie kan die dag van sy koms verduur? Wie kan staandend bly wanneer hy verskyn? Ja, daardie dag is soos die vuur van die smelter en soos die loog van wasser. Hy sal gaan sit as iemand wat silwer smelt en suiwer. Hy sal die leviete reinig en hulle soos goud en silwer suiwer. Hy sal aan die Here behoort en offers in geregtigheid bring. Nou hierdie is vir my so 'n mooi beeld van hierdie smelter wat besig is om hierdie silwer eg te maak. Nou, die mooi ding van daardie beeld is, in die vroeë tyd was dit om silwer eg te maak, was eintlik 'n baie moeilike proses gewees. Want silwer het 'n perfekte plek waarin hy eg gekook word, waarin al hierdie impurities en al die onreinhede uitgewas word. En dis so tussen 1000 en 1200 grade. As dit onder dit is, dan kom al die onreinhede nie uit nie. As dit oor dit is, dan begin hy ooroksideer. Dan begin hy borrel, dan begin hy spat, en dan kom daar krake in, hy word nie wat hy moet wees nie. So daar's 'n perfekte plek waarin silwer gemaak is, om te kan 100% rein, of 99.99% rein kan wees, sodat hy perfek gebruik kan word. En die proses daar was 'n smelter, 'n man wat gaan sit het, en dan hou hy hierdie silwer dop. En hy sien hoe hy warm raak, en hy kyk wat met die silwer gebeur. En so word die silwer al hoe meer rein, en al hoe meer rein. En hulle sit eendag met 'n fantastiese man wat silwer smelt, en hulle vra vir hom, hoe weet jy as hierdie ding reg is? As hy rein is, en jy kan hom gebruik vir wat hy is, en die smelter sê, as ek na hom kyk, en ek sien my refleksie in hom, weet ek hy's rein. So ons kyk hierson na die verhaal, van God wat sit soos iemand wat silwer smelt, en hy kyk in jou lewe in. En hy sien dat hier is daar hitte, hy sien hierso is dit besig om warm te raak, en hoe weet hy dat jy 100% rein is, en dat daar niks is wat nie goddelik in jou is nie, as hy na jou kyk en hy sien sy refleksie in jou. Die beleefspan kan maar die nagmaal begin uitdeel, en ons gaan in 'n oomblik nagmaal neem saam. En ek gaan jou nooi in daai oomblik om te besef, dat God kyk na jou en hy's besig om jou te suiwer tot 'n plek waar sy refleksie in jou sigbaar is. 'n Reeks soos hierdie raak dan iets anders. Want wanneer ons praat oor hierdie reeks van Tabasco, waar jou woorde moet goddelik wees en jou optrede moet reg wees, beteken dit, dis omdat jy ons God verteenwoordig as Mishodai, dat jy nie kan toelaat dat jy hom nie reg reflekteer nie. Ek nooi jou om ook die vraag te vra, as hierdie God besig is om te kyk na my, binne in hierdie smeltvuur, hoe naby aan rein is ek besig om te word? Nou elkeen van ons wat al gebid het vir geduld, weet hoe uitdagend dit is, wanneer God besig is om te werk aan jou lewe.
Wanneer God besig is om verandering te bring daar waar jy nodig het om te groei. Wanneer jy meer moet word soos hy. Maar jy kry hier 'n geleentheid om te sê, Here, ek wil nie hê, daar moet enige iets in my lewe heers wat nie U is nie. As U die God van waarheid is, kan niks anders as waarheid in my lewe heers nie. Daar kan nie vrees of onseker of bang wees as U 'n God is wat dit kom oorwin het en 'n ander manier van lewe kom moontlik maak het. Ek nooi jou as ons in 'n oomblik hierdie lied saam sing, om vir die Here te sê, Here, ek sien wat U aan die doen is. Here, kom reinig my, kom maak my eg, kom haal alles wat nie U is nie weg van my af. Mag ek wees soos wat U my gemaak het. 1 Petrus 1 vers 15 sê, inteendeel, soos hy wat God is, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle hele lewenswandel heilig wees. As 'n heilige God ons geroep het om soos hy te wees, kan ons nie toelaat dat daar dele in ons lewe is wat nie heilig is nie. Hierdie naweek was baie spesiaal geweest by die tieners. En ek weet nie of jy al 'n ervaring van 'n tienerkamp gehad het en tyd saam te spandeer en soos wat jy nader groei in die mense en meer tyd met die Here spandeer nie, begin die Here gewoonlik iets in jou hart draai. Gisteraand het ons 'n baie spesiale tyd saam gehad, waar die Here homself kom wys het vir party jong mense vir die eerste keer. En ek weet nie of jy kan terugdink tot die eerste keer wat God 'n realiteit in jou lewe kom word het nie. Die eerste keer waar jy besef het, Here, U is aan die werk en aan die wandel in my lewe en ek sal nooit weer nie U kan raak sien nie. Daar's 'n oomblik waar hy 'n realiteit geword het wat jy nooit weg sal kan vat nie. Nagmaal vat ons na die kruisiging oomblik van Jesus waar hy dit kom moontlik maak het. Ons gaan nou hierdie lied saam begin sing en ek nooi jou om net 'n oomblik stil te reflekteer en te sê, Jesus Here, dankie vir wat U kom doen het. U liggaam wat kom breek het, U bloed wat kom vloei het en wat dit kom moontlik maak het vir my. Na 'n oomblik van stil nooi ek jou om net daar waar jy is nagmaal te neem. Op jou eie, om die brood te eet, die koekie te eet en die sap te drink en vir jouself te sê, Jesus Here, dankie van dit waarvoor U my kom deel maak het. Jouself te herinner dalk aan daai eerste oomblik wat God homself aan jou kom wys het. En dan gaan ons julle nooi om op te staan en net te besef, at the cross, I surrender my life. By die kruis, by die voete van Jesus kom sit ek my lewe neer vir geen ander rede as wat hy eerste kom doen het en my van kom deel maak het. Kom ons neem nagmaal saam. Here, dankie dat ons vandag as oorgegeede mense voor U kan staan. Surrendered people. En selfs al is daar dele in ons lewe waar ons voel ons is nog nie ten volle oorgegee in die Heilige Gees, bid ek dat die woorde van hierdie lied in ons hart sal echo. I give all to you, Lord. Ek gee alles oor. Selfs wanneer dit kom by die manier hoe ons praat, dalk die manier hoe ons waarheid interpreteer. Wanneer ons voel ons wil by 'n plek kom om dalk 'n leuen te vertel, Heilige Gees, dankie dat U ons sal herinner daaraan dat die waarheid vrymaak. En dat ons die Here dien wie waarheid is. Sodat ons 'n lewe van totale oorgawe kan lei. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Vriende, ek herinner jou, ons wil graag saam met jou bid. Soos jy vandag hier is en jy voel jy het persoonlike gebed nodig, wil ek jou uitnooi. Aan my regterkant deur hierdie deur is ons gebedskamer. En ek wil jou nooi as jy dalk iets het waarmee jy sukkel en jy voel jy wil dit nog vandag kom oorgee. Jy is welkom om deur te stap, daar sal iemand wees wat saam met jou gaan bid voordat jy vandag huis toe gaan. En dan wanneer jy deur die deure stap agter, daar's lekker koffie, kom ons kuier saam. Vir almal van julle wat 'n voucher gekry het, 'n cappuccino voucher, gaan geniet jou gratis cappuccino of 'n latte of wat jy ook al wil hê. En dan herinner ek jou ook net daaraan aan volgende week R25 worsbroodjies te koop by die E-Twin Bank. Gaan sit jou naam op. Kom ons kuier lekker saam. Mag die Here jou seën en mag jy hierdie week
'n week van oorgawe beleef. God bless.